Goeiemôre en baie welkom by ons laaste oordeenking vir hierdie week. Baie dankie dat jy saam met ons gereis het. Dankie dat jy hierdie week ingeskakel het. Dankie dat jy hierdie boodskappe deel. Deur dit te deel maak jy ons hande sterker om die koninkryk net soveel verder te vat in ons land, maar ook in ons wêreld. Ons weet daar is mense wat van alle plekke in die wêreld inskakel elke oggend en ons luister en dit is so lekker om saam met julle te wees vanoggend. Die afgelope 2 dae het ons gesels oor dat baie mense dink geestelike groei gebeur wanneer jy net harder probeer. Meer moeite, meer dissipline, meer selfbeheer. Maar ons weet dat Jesus wys vir ons iets baie dieper. Die geheim van 'n vrugbare lewe is nie 'n optrede nie, dit is koneksie. Galasiërs 5:25 sê vir ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ook ons lewenstyl bepaal. Nou Paulus sê hier vir ons 'n baie belangrik. Hy sê ons moet in tune bly met die Gees. Dink daaraan, as jy in jou kar sit en jy luister radio. As jy nie op die regte kanaal ingetune is nie, gaan jy byvoorbeeld nie jou gunstelike radiostasie kan na luister nie. En dis 'n beeld van wat Paulus wil gebruik vir iemand wat naby genoeg bly om die leiding van die Heilige Gees te volg, om die Heilige Gees se stem te hoor. Want baie van ons probeer vrug dra sonder daardie koneksie, sonder om op die regte kanaal ingetune te wees. Ons probeer liefde wys, ons probeer geduldig wees, ons probeer vrede hê, maar ons doen dit uit ons eie krag. En ons weet, daarom raak ons uitgepunt, want die vrug van die Gees word nie deur 'n menslike meer moeite geproduseer en dit word deur die Heilige Gees in jou gevorm. En dis hoekom jy nie net 'n beter weergawe van jouself nodig het nie, jy het die teenwoordigheid van God nodig. Want wanneer jy naby aan Jesus leef, hier is die ding, begin jou hart verander. Jou reaksie begin verander. Jou begeertes begin verander. Nuwe vrug begin uit jou groei. En dis nie 'n valse vrug nie, dis nie 'n valse optrede nie, dis regte transformasie. En dis presies wat Jesus wil hê. Dis presies waarvan Paulus praat in Galasiërs 5:25 dat 'n lewe wat deur die Gees beïnvloed word, wat gebeur? Dit lei tot transformasie. Baie mense, en dis wat ons so oor gesels het in die week, probeer die Christelike voorkoms hê sonder daaglikse koneksie. En ek wil vandag weer jy moet hoor, jy kan nie geestelik sterk bly terwyl jy konstant in 'n diskonneksie leef nie. Net soos 'n foon nie kan werk sonder dat dit gelaai is nie, kan jou siel nie sterk bly sonder tyd saam met God nie. Ek wil hierdie week afsluit deur vir jou te sê, partykeer is die antwoord nie, ek moet harder probeer nie. Partykeer is die antwoord, ek moet weer nader leef. Want ek hoop jy het die goue lyn in hierdie week gesien. Hoe verder jy van God af dryf, hoe makliker raak jy geïrriteerd, hoe vinniger verloor jy jou vrede, hoe moeiliker raak dit om liefde te wys. Maar hoe nader jy aan Jesus leef, hoe meer begin sy lewe deur jou wys. En dis nie 'n perfekte lewe nie, maar dit is duidelik. Dit word duidelik gesien deur die vrug wat jy dra. So ek wil vandag vir sê, jy is nie geroep om net harder te probeer nie, jy is geroep om naby aan Jesus te bly. Deur hierdie week was daar sekere verse wat ek gebruik het. Hulle almal het amper dieselfde boodskap gehad. En ek hoop in hierdie week het jy gehoor dat jy is nie net geroep om, as ek die metafoor kan gebruik, mooi blare te hê in jou lewe nie. Daai blare moet vrug dra. En daarom, voordat ek vandag vir ons gaan afsluit in gebed, wil ek jou uitnooi na môreoggend se dienste hier aanlyn. 9:00 kan jy inskakel vir die boodskap, maar ook as jy in Alberton is, kom wees deel van ons beleefdiens. 9:00 kom drink 'n lekker koppie koffie saam met ons. Dit sal so lekker wees om jou te ontmoet, maar kom wees deel van iets groter as jouself. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die uitnodiging. Here, die uitnodiging dat 'n lewe by U is soveel beter. En in hierdie week, Here, waar ons oor en oor gehoor het dat ons moet in U bly. Ons moet in U bly sodat ons die Gees kan ervaar wat ons lei. Here, bid ek dat dit werklik nou sal insink by ons, dat dit werklik nou 'n werklikheid sal word vir ons, Here, dat 'n lewe saam met U is die moeite werd en dit is die beste plek om te wees. Ek bid dit vandag in Jesus Christus naam.
Amen. Dankie dat jy saam met my gereis het in hierdie week. Mag jy 'n wonderlike naweek hê in Jesus naam. Amen.